hier om weer te zijn wat my mag dryf en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. U liefde is groot en geduld onmeetbaar. U naam is groot en u hart is goed. Vir al u goedheid sal ons aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lief. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir u wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig meer. Ons het 'n bietjie stilgestaan by Samson. Ek dink in hierdie tyd is Samson ook al kwaad vir ons, maar ons is nog nie klaar met Samson nie. Ons gaan nog vir laaste Sondag by Samson stil staan in Rigters 15, Ons lees vanaf vers 1. 'n Ruk later in die tyd van die koringoes het Samson sy vrou gaan besoek met 'n bokkie. Hy het gedink, ek wil met my vrou ingaan in die binnekamer, maar haar vader het hom toegang geweier. Haar vader het gesê, ek was vas oortuig dat jy haar heeltemal verwerp het. Toe het ek vir haar vir jou 'n vertroueling gegee. Is haar jonger suster nie mooier as sy nie? Laat sy maar joune word in haar plek. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek sonder blaam teenoor die Filistyne wanneer ek by hulle gaan skade aanrig. Samson het gegaan en 300 jakkalse gevang. Hy het vakkels gevat, die jakkalse sterk aan sterk gedraai en 'n fakkel in die middel tussen elke 2 sterte vasgemaak. Toe steek hy die vakkels aan die brand en laat die jakkalse los in die ongeoeste graanlande van die Filistyne. Hy het alles, die gepakte gerbe, die ongeoeste graan, selfs die wingerde en die olyfboorde aan die brand gesteek. Die Filistyne het gevra, wie het dit gedoen? Die mense het gesê, Samson, die skoonseun van die man in Timna, omdat hy sy vrou geneem en vir sy vertroueling gegee het. Daarna die Filistyne opgetrek en haar vader verbrand. Samson het toe vir hulle gesê, as dit hoe julle optree, dan sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle kort en klein geslaan, 'n groot slagte. Toe het hy afgegaan en in die rotskeer by Etam gaan woon. Die Filistyne het opgetrek en Juda kamp opgeslaan en hulle troepe in legio ontplooi. Die manne van Juda het gevra, waarom het julle teen ons opgetrek? Hulle het geantwoord, om Samson gevangene te neem. Daarom het ons opgetrek om aan hom te doen wat hy aan ons gedoen het. 3000 man uit Juda het toe afgegaan na die rotskeer by Etam. Hulle het vir Samson gesê, weet jy dan nie dat die Filistyne oor ons heers nie? Wat het jy nou ons aangedoen? Maar hy het vir hulle gesê, wat hulle aan my gedoen het, het ek net so aan hulle teruggedoen. Hulle sê toe vir hom,
Dit is om jou gevange te neem dat ons hierheen afgekom het om jou in die hande van die Filistyne oor te gee. Samson het vir hulle gesê, lê vir my 'n eed af, dat julle my nie self sal aanval nie. Hulle het hom geantwoord, nee, want ons gaan jou net goed vasbind en aan hulle oorhandig, maar ons sal jou beslis nie doodmaak nie. Hulle het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom uit die rotsskuiling opgevat na buite. Toe hy by Legie aankom, het die Filistyne hom juigend tegemoet gegaan, maar die gees van die Here het van hom besit geneem, en die toue wat om sy voorarms was, het geword soos vlas wat vlam vat. Die koorde het van sy hande afgesmel. Hy kry toe die vars kakebeen van 'n donkie, steek sy hand uit, gryp dit vas en vel daarmee 1000 man neer. Samson sê toe, met die kakebeen van 'n donkie lê daar 'n hoop, 2 hoope. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man verslaan. Toe hy klaar gepraat het, gooi hy die kakebeen neer en noem daardie plek Ramat Legie. Hy was baie dors en het na die Here geroep en hy het gesê, dit is U wat deur die hand van die diensknegt hierdie groot oorwinning bewerk het. Moet ek dan nou van die dors sterf en in die hand van die onbesnedenes val? Daarom het God die holplek wat by Legie is oopgekloof en daar het water uitgekom. Samson het gedrink, sy asem teruggekry en weer nuwe lewe gehad. Daarom noem hulle dit Enakor, wat in Legie is. Dit is vandag nog so. Hy het Israel in die tyd van die Filistyne 20 jaar lank gerig. Net dit sover. Nou my liewe Fynbos familie, ek het vanoggend iets saamgebring. Julle het waarskynlik het al die video raak geloop. Dis 'n ding met 'n knoppie. Kyk, elke liewe mens, of jy nou 'n gelowige is in Jesus of nie 'n gelowige is nie, in jou hart is daar 'n knoppie wat sê, daar strip ek my rad. Kom ek hoor gou. Wat strip julle rad? Kyk, dis iets wat gebeur wat jou half laat stuier op 'n moment. Wat jy half nodig het om eers bietjie by te kom, want jy sien rooi, bloedrooi. Robbie, wat strip jou rad? Kom ons kyk gou. Limon, wat strip jou rad vandag? O, mechanic, okay, dit sê alles. Hannes, help bietjie. Gauteng verkeer, baie. Jy sien, jy was half eers okay, maar na 0.3 sekondes het jy smoor kwaad. Jy sien, dit kan enigiets wees. En waarskynlik gaan dit van mens tot mens verskil. Wel, myne is negativiteit. En wanneer iemand kom om jou te beledig, eers net dan gaan ou se knoppie af, hoor. Nee, maar dan word ek groen en dan kom die hulk uit my uit. Dalk is dit vir jou iemand wie jy nie kan verdra nie. Een van jou werkers, dalk 'n kliënt, een van jou familiemense wat net presies weet waar jou knoppie sit. Dalk is dit jou baas wat op 'n Vrydagmiddag 5:00 inloop en dan nog gou vir jou ietsie vra wat jy gou moet doen voordat jy huis toe kan gaan. Net daar gaan die knoppie af. Dalk is dit die politiek. Dis nogal een van myne ook. Dis net daar waar jy jou koffie wil verstik. Ek sien veral nou, kyk, hier kan ek 'n paar sin in die aanhaal, maar kom ons los dit nou maar daar. Wil nou as 'n middelman optree tussen Iran en Amerika om vir vrede te gesels. Nee, dan gaan die knoppie weer af. En ek kan bly wees, ek het nie nou koffie in my hand nie, want hy gaan in my keel vas sit soos 'n droppel. Marieta het hierdie week nog 'n oulike ding op haar status gehad, dan leer ek is met Marieta. Sy het gesê, the secret to a happy marriage is knowing your wife is the sweetest person in the world, unless she's hungry, tired, stressed, overstimulated, cold, hot, working, or dealing with people. Onderaan beskryf sy my arme Robbie. Ek het lekker gelag. Sien ons hou julle dop. Kyk, dit maak nie saak of jy gered is nie, of jy dink jy is nie, of hoe lank jy 'n gelowige is nie, binne elke liewe mens is daai knoppie. En wanneer daai knoppie afgaan, is dit, dan gebeur dit eenvoudig net. Partykeer is dit wanneer jou kinders hulle oorrol, dan word jy baie vinnig iemand wat jy nie was nie. En na die tyd, dan kos dit vir party mense om verskoning te vra oor 'n moment wat hulle iets gedoen het, of iets wat hulle gesê het. Jy bly in die dogbox. Moenie dink,
omdat sy 'n vrou is, en haar hare lyk so mooi, en sy ryk soos 'n parfuumwinkel, nee, dat sy nie 'n knoppie het nie, hoor. As die boerbol in haar loskom, nee, my maat, dan moet jy hardloop. Angelique, sy's baie oulik, nee, baie mooi, maar my maat, pas op, nee, wanneer hy knoppie afgaan, Franco, nee, jy ken hy knoppie, nee. Johan, baie smart ou, hy help almal, maar Johan het 'n donker kant ook, hoor. Ek weet nie of julle al gehoor het, mense sê baie keer vir julle, iets het net oor my gekom. Iets het my net oorgeneem nie. Ja, nee, daar het my knoppie nou gegaan. Binne my brein is daar 'n knoppie gewees. Ek is nou so kwaad. Wel mense, ons almal het 'n knoppie. En ons almal se knoppies word gedruk nou en dan. Dis nou daai, nou kom die tier in my los knoppie. Van 'n knoppies dit baie vlak. Jy druk hom sommer 'n paar keer 'n dag raak. Ander ouens vat baie om my knoppie in die hande kry. Hulle moet eers vir jou inry in George in 'n sirkel, as hulle weet hoe werk 'n sirkel nie, of hulle moet eers met jou kinders mors, dan kry jy daai knoppie baie vinnig in die hande. Maar ek wil gesels vanoggend met elkeen van julle spesifiek oor hierdie knoppie. Wat gebeur as jou knoppie afgaan? Hoe hanteer jy dit? Hoe reageer jy? Is dit 'n geval van spyt na die tyd en ek moet vir mense om verskoning vra? Pyn lê oor ons gesaai. Hoe reageer jy? Kyk gou saam met my na Eksodus 21 vers 23 tot 25. Maar as daar 'n ernstige besering is, moet jy bepaal. 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, 'n wond vir 'n wond, 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Nou ek weet dit klink dalk vir julle vreemd, nee, maar dis hoe die dinge in Simson se tyd gewerk het. Dis die regstelsel in daardie tyd gewees. Dis hoe hulle bepaal het wie watter straf moet kry. En dit was ook nie net die tyd waaronder Simson gelewe het nie, dit was algemeen onder die Israeliete gewees. Nou in Eksodus 21 gaan dit oor die regstelsel en hoe om 'n regverdige straf te gee wanneer iemand iets verkeerd gedoen het. Maar nou ongelukkig was daar nou nie 'n raad of 'n hof of wetgeleerdes in daardie tyd gewees wat vir jou gesê het, luister, jy het nou dit gedoen en dis jou straf nie. Nee, elkeen het self bepaal wat is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En dit het later iets geraak wanneer jy hardloop en jy trap my arme hoendertjie mors dood, ongeluk. Dan gaan ek later en ek gaan brand jou huis af. Ek mag dit doen, want dis mos regverdig, dis wat die wet sê. Dis 'n oog vir 'n oog en dis 'n tand vir 'n tand. My klein hoendertjie vir jou huis. Jy sien, daar was nie eintlik regverdigheid gewees nie. Omdat elkeen self bepaal het wat vir hom regverdig is en wat nie. Die gedagte was dat jy dit doen aan die ou presies dieselfde as wat hy aan jou gedoen het. Maar nou kom emosie in die spel. En nou wat jy terug doen, is partymal dubbel so erg. So hou in gedagte, dis die regstelsel waaronder Simson geleef het. As jy dit in gedagte het, gaan hierdie gedeelte van jou oopgaan. Nou kom ons spring na Rigters 14. Ons het ons verlede week gekyk na Simson se troue wat verkeerd geloop het, so ver soos 'n troue kan verkeerd loop. Hy trou in die eerste plek met 'n Filistynse vrou. Hy mag nie sy pa en sy ma is kwaad vir hom. Niemand daag by sy troue op nie. Hy en sy pa daag by sy troue op. Die Filistyne kry hom so jammer, hulle leen vir hom 30 Filistynse mans. Dat daar net iemand ten minste by sy troue is. Op die troue slaan Simson nog 30 Filistynse mans op dood. 30 gaste. So toe hy das om die kop gaan, toe's daar moeilikheid, nee. So Simson se troue gaan nie die troutydskrif haal nie. Dis een van daai wat jy na die tyd sê, joh, dis 'n klomp rowwe mense, hoor. Maar nou in Rigters 15 gaan ons verder. Simson se knoppie het afgegaan by die troue. Na 30 manne wat hy doodgeslaan het, gaan hy huis toe na sy pa en sy ma toe, direk na sy trou en hy los sy vrou agter. Ek wil staan in Rigters 15 vers 1. 'n Ruk later in die tyd van die koringhoes het Simson sy vrou gaan besoek met 'n bokkie. Hy het gedink, ek wil by my vrou ingaan in die binnekamer, maar haar vader het hom toegang geweier. Nou ja, nadat Simson so 'n rukkie afgekoel het,
toe sy op pad na sy vrou toe met 'n bokkie. Ek dink in moderne tye is dit bosblomme en 'n boks chocolates. En hy wil dit vir sy vrou gee. Maar toe hy daar aankom, toe keer skoonpa. En skoonpa sê vir hom, luister my maat, die troue was 'n groot flop gewees. 30 ouens is doodgeslaan na die troue, toe's jy terug na jou pa en jou ma se huis toe. Met ander woorde, jy het eenvoudig net jou vrou gelos. Kyk wat sê vers 2. Haar vader het gesê, ek was vas oortuig dat jy haar heeltemal verwerp het. Toe het ek haar vir jou vertroulik gegee. Dis dan jongens, is dit nie mooier as sy nie. Laat sy maar joune word in haar plek. Mense kan nie hierdie goed opmaak nie, hoor. Dis ongelooflik. Samson en sy skoonpa het 'n massiewe probleem met mekaar. Eintlik is hierdie 'n saak tussen Samson en sy skoonpa. Hulle moet dit oplos. Dalk moet hulle Coke gaan saam drink en om 'n tafel sit, net rustig om die dinge uit te praat tussen mekaar. O nee. Toe Samson se skoonpa voor hom inspring en hy sê vir hom, my maat, ek het jou vrou gegee vir 'n ander man omdat ek gedink het jy kom nie terug nie. Samson verstik. Dis my vrou! Wat doen jy? Is jy mal? Wat is fout met jou? Samson se knoppie gaan af. Kyk na vers 3. Maar Samson het vir hulle gesê, hierdie keer is ek sonder blaam teenoor die Filistyne wanneer ek by hulle gaan skade aanrig. Samson sê, wel, dis 'n oog vir 'n oog. Dis 'n tand vir 'n tand. Wat volgende nou gaan gebeur is nie my skuld nie. Vers 4 en 5. Samson het gegaan en 300 jakkalse gevang. Hy het fakkels gevat, die jakkalse stert aan stert gedraai en 'n fakkel in die middel tussen hulle twee sterte vasgemaak. Toe steek hy die fakkels aan die brand en laat die jakkalse los in die ongeoeste graanlande van die Filistyne. Hy het alles, die gepakte gerwe, die ongeoeste graan, selfs die wingerde en olyfboorde aan die brand gesteek. Nou ek dink amper nie, dit kon vir Samson 'n uur of 2 gevat het, ek dink dalk 'n dag of 2. Nou dink gou, sê gou vir my julle hand. Samson skoonpa sit vas. Samson steek omtrent al die Filistyne se velde in die brand. Dink jy dit is regverdig? Wat dink jy? Paris, wat sê jy? Is hierdie regtig 'n oog vir 'n oog situasie? Samson en sy skoonpa sit lelik vas. En Samson voel wel ek het die reg. Dis 'n oog vir 'n oog. So die verskil tussen twee mense, dis 'n verskil eintlik net tussen hulle twee, maar Samson reken, weet jy wat, aangesien jy my vinger afgesny het, gaan ek jou hele arm uitdruk. Dis regverdig, dis 'n oog vir 'n oog. Hierdie graan en olyfbome was die algemene manier van die lewe vir die Filistyne. Hulle was afhanklik van dit gewees. Ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie Filistyne, die Filistyne se hele ekonomie is. En die moment toe Samson en sy skoonpa vassit en sy knoppie afgaan. Wat Samson maak is om die hele Filistynse ekonomie tot die grond toe af te brand. Dis nie regtig 'n oog vir 'n oog situasie nie. Maar ek moet sê, kyk, Samson is baie skerp, want as julle weet hoe vinnig 'n jakkals hardloop die boere, gaan die weet. Ek dink as baie jakkals daar in Pakkersdorp nie, nee. Franco? Nee, wat is dit baie nie. Jy sien dan het dit nie lank gevat nie. Dan is daai vuur baie vinnig oor ons. Samson het baie kreatief geraak. Mense, kom ons wees gou eerlik vanoggend, hè. Kyk, wanneer jou knoppie afgaan, hè, is dit net asof kreatiwiteit loskom. As jy smoor kwaad is en jou rad is strik, nee, kom planne sommer net aangerol, die een na die ander aangerol, nee. As dit kom by terugkry om iemand seer te maak, nee, wat my maat, jy het nie vir Google nodig nie. Jy sal vir Google 'n paar dinge leer. Skielik is jy beklei en jy's kwaad, dan onthou jy goed wat jou kwaad gemaak het as 'n kind. Ek moet sê vrouens doen dit veral baie goed, baie kreatief. Want jy kan ons nooit beklei deur net nou se ding te hanteer nie. Nee, maar dis 3 jaar terug se goed is en verlede jaar se goed is en daai heel eerste keer toe ons beklei het, man, daai goed kom net aangerol. Ek kan dit nie keer nie. Ek hoef dit nie te gaan soek nie, dit kom net. En so vinnig soos dit kom, so spoel dit by die mond uit. Dis soos 'n fabriek, die ding kom net en die gly onderuit. Dis toe ek op skool was, een aand by 'n dames in matriek,
Nou het ek 'n vriend wat my die hele tyd terg. Yes, hy lê bo by die hele tyd. Nee, op 'n stadium toe strip my knoppie ook. En ons is daar in 'n badkamer op 'n stadium en toe my knoppie afgaan. Ek het nou absoluut net genoeg gehad. Ek loop toe uit die badkamer uit, net so eentjie buite die badkamer is daar 'n brandblusser gewees. Ek haal toe die ding af, loop terug badkamer toe hy by die badkamer se deur uitkom, net toe trek ek los vir daai brandblusser. Maar daar het ek nog geleer, jy kry twee tipes. Een wat rook en stoom maak en dan een wat poeier maak. Ek weet nie wie jy kry poeier nie hoor. Hy volgende dag toe die skoolwerkers daar aankom, toe lyk dit of daar in daai badkamer gesneeu, dan loop spore in daai badkamer rond. Ek wou eintlik net skrik gemaak het, maar in daai badkamer, die hele badkamer was hele week gesluit gewees. So 'n mens raak ongelooflik kreatief wanneer 'n mens kwaad raak. Die skerpste argumente, die langste dinge terug onthou. Hoe om iemand terug te kry. My maat, die idees is baie. Samson brand die Filistyne sy hele ekonomie af, omdat hy vir sy skoonpa kwaad is. Op 'n baie kreatiewe manier. Vers 6. Die Filistyne het gevra, wie het dit gedoen? Die mense het gesê, Samson, die skoonseun van die man in Timna, omdat hy sy vrou geneem en haar vir sy vertroueling gegee, daarna die Filistyne opgetrek en haar vader verbrand. Die Filistyne is smoor. Die Filistyne se knoppies gaan af, want hulle wil dadelik weet, wie is verantwoordelik vir dit? Wie het dit gedoen? Iemand sê toe vir 'n stadium, weet jy wat, dis Samson gewees en die rede hoekom Samson dit gedoen het, was omdat hy kwaad is vir sy skoonpa, want sy skoonpa het sy vrou vir iemand anders te gegee. So, die Filistyne reken, weet jy wat, dis mos 'n oog vir 'n oog. En aangesien hy ons graanlande afgebrand het en die ekonomie harde hou gegee het, iemand moet nou betaal daarvoor. Samson het al die chaos veroorsaak en dit as gevolg daarvan omdat hy sy skoonpa vasgesit het. So kyk wat maak hulle in vers 6. Hulle gaan toe na sy vrou en sy skoonpa en hulle maak albei dood. Hulle verbrand hulle. My liewe vriende, ons familie, ek wil hê julle moet baie skerp wees vanoggend. Sien net gou hoe hierdie ding groter word en groter word. Dit het letterlik begin tussen twee mense. En nou is hier al baie mense betrokke. Kyk gaan na vers 7 en 8. Samson het toe vir hulle gesê, as dit is hoe julle optree, dan sal ek nie ophou voordat ek my op julle gebreek het nie. Hy het hulle kort en klein geslaan, 'n groot slagting. Toe het hy afgegaan en die rotskeer by Etam gaan woon. Samson sê, wel aangesien julle my vrou doodgemaak het, is dit mos 'n oog vir 'n oog. En daar staan in vers 8 dat Samson 'n groot klomp Filistyne doodgeslaan het, want dit is mos 'n oog vir 'n oog. Nou in vers 9 het hy gaan bly tussen die rotse by Etam. En baie interessant is op daai stadium terwyl hy by die rotse by Etam is, toe sien die Israeliete, maar die Filistyne maak 'n groot weermag bymekaar. En die Israeliete was baie benoud want hulle is bang dat die Filistyne hulle nou gaan aanval. Hulle vra toe die weermag, het julle gekom om ons dood te maak? Hulle sê toe nee, ons soek vir Samson. Dis mos 'n oog vir 'n oog. En aangesien die Samson baie Filistyne doodgeslaan het, het hulle mos die reg om op te trek om vir Samson te kom doodmaak. Sien julle die patroon raak? Ek slaan jou, jy slaan my terug omdat ek jou geslaan het. Ek slaan terug omdat jy my slaan. Ek slaan jou nou weer omdat jy my nou weer geslaan het en dan nie op nie. Daar is niemand wat die siklus breek nie. Daar is niemand wat die ding keer nie. Daar is niemand wat anders optree nie. En die ding word net groter en groter en groter en elke keer wanneer hy groter word is meer mense betrokke. Dit het letterlik begin tussen twee mense. En hier's nou al 'n hele weermag betrokke met 3000 manne wat optrek. En dis so regtig hoe vinnig 'n verskil kan hand uitdruk. Want ek en jy sit vas. Ons los nie die ding op nie. Lekker, later dan trek ek iemand in en jy trek iemand in en voor jy kan kry is hier 'n klomp mense wat kwaad is vir mekaar. Ek sê altyd, as twee ouens vassit, om vir mekaar jammer te sê, los die ding dadelik op. Maar sodra jy baie mense betrokke het, is hier 'n klomp mense wat vir mekaar moet om verskoning vra. Dan raak die ding al onmoontlik.
So ja, Samson se eie mense uit vrees uit, gaan haal vir Samson, dat hulle net nie aangeval moet word nie. Hulle maak vir Samson vas en hulle gee hom vir die Filistyne. Hulle sien nie kans vir die Filistynse weermag nie. En dis kom Samson toe hulle daar aankom van hulle vra, julle gekom om my dood te maak. Hulle sê, Samson, ons kan nie 'n oorlog bekostig nie. Ons het nie die manne om teen die Filistyne te beklei nie. Hulle gaan vir ons opeet. Hier gaan baie mense doodgaan. Asseblief gee jouself net oor. Nou julle onthou mos hulle het vir Samson vasgebind, hulle het vir Samson oorhandig aan 3000 Filistyne. Daai toue het losgekom, God het vir hom die krag gegee. Hy gryp 'n kakebeen van 'n donkie en hy slaan 1000 Filistyne dood. Hoeveel mense is nou al in hierdie hele proses al dood? Oor 'n verskil tussen Samson en sy skoonpa. Sy skoonpa is dood, sy vrou is dood. Ongeveer 3000 Filistyne is al dood en die helfte van die mense lewe in armoede in die land omdat hulle hongersnood is, omdat hulle ekonomie verwoes is. Nou wil ek terugkom na daai vraag. Hoe hanteer jy die mense in jou lewe as jou knoppie afgaan? Hoe hanteer jy dit? Hoe reageer jy? Is dit 'n geval van as 'n klomp spyt na die tyd pyn lê oor ons? Hoe reageer jy? Want die algemene manier is 'n oog vir 'n oog. Wel, julle het gesien hoe hierdie dinge uitgedraai as 'n mens daai manier volg. Dit werk nie. Dit raak 'n heen en weer geslaanery. En 'n klomp mense kry onnodig seer. Dis iets wat baie vinnig hand uit kan druk. Hoe reageer jy? In die Bybel is daar 'n ander manier in Romeine 12 vers 17 tot 19. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moenie julle breek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. As 'n gelowige in Jesus Christus, word jy geroep om anders te wees. As die hele wêreld besig is met 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, sê die Bybel vir jou, jy as 'n gelowige in Jesus Christus moet anders wees. Ek meen, dis wat letterlik nou aangaan met die oorlog. Ek skiet jou, jy skiet terug, ek skiet weer, ek skiet omdat jy geskiet het. Dit hou nie op nie. Jy moet anders wees. En wat ongelooflik in Romeine 12 is Paulus sê presies vir ons hoe om dit te doen. Hoe om hierdie siklus te breek. Hoe om hierdie oog vir 'n oog siklus te laat stop. Hoe om uit daai sirkel uit te klim. Paulus sê in Romeine 12 vers 19. Geliefdes, moet julle nie laat breek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Paulus sê daar's 2 goedjies wat jy moet doen. 2 goedjies. Die eerste enetjie is, laat ruimte. Moenie julle breek nie, laat ruimte. Daarom, kom gee hierso. Ons staan gee by my. Hierdie kant vir my. Ek en Zara is baie kwaad vir mekaar. Ons het lekker vasgesit, nee. Kyk, daar's 2 maniere om dit nou te hanteer. Dis 'n oog vir 'n oog, of die manier wat Paulus vir ons leer, wat Jesus ook vir ons sê. Dan staan jy vir my hierso, net so. Die eerste manier is baie maklik. Dis 'n oog vir oog. Zara het my sleg gesê, en ons Zara my sleg gesê het, die eerste manier is, ek kom vir Zara. Ons gaan nou vassit. Ek kom vir haar. Dis die eerste manier. Dink julle is dit wat Paulus sê in Romeine 12? Paulus sê, gee ruimte. Die siklus moet by jou stop. Dit moet eindig by jou. Jy eindig die siklus. Met ander woorde, as jy wil argumenteer, ek gaan ruimte gee. Ruimte gee beteken, sy argumenteer met my, ek kom uit die argument uit, ek kom uit die pad uit. Dankie, Zara, kom maar weer gaan sit. Jy slaan met jou woorde, ek gaan nie terugslaan nie.
Net daar dan breek jy die siklus, jy gee ruimte. Het jy al ooit agtergekom hoe moeilik is dit om met iemand te beklei, as hulle met jou terugbeklei? Eers mense kan nie so beklei. Jy moet met iemand beklei, moet mos met jou terugbeklei, maar as hulle niks terug sê nie, jy kan nie so beklei nie. Die tweede ding is in vers 19. Ruimte, wanneer jy ruimte gee. Paulus sê, jy gee nie ruimte omdat jy bang is nie. Paulus sê, gee ruimte vir God se oordeel. Met ander woorde in plat Afrikaans, as jy in daai konfrontasie sit, sê Paulus vir jou, kom net uit God se pad uit, want jy staan in God se pad, en dis wat ons baie keer doen. Ons wil beklei, ons is nie sissies nie. As jy my slaan, gaan ek nie vir jou die ander wang draai nie, dis ons is. En dan gaan ek nie vir jou na die tyd dankie sê, omdat jy my ordentlik gepeper het nie, nee. Ruimte gee beteken, kom uit die pad uit. Laat God die saak hanteer. Hou op in God se pad staan, want dis wat ons maak. Ons stoot vir God een kant toe, ek trek my moue op, want ek gaan nou die saak self hanteer. Ek wil nou die ding oplos. Ons hou nie van die manier God dit baie keer hanteer nie. Baie keer voel ons maar, God, jy moet nou die persoon te nakom, dis nie God se plan nie. Ons wil self die ding hanteer. Paulus sê, kom uit die pad uit, dat God dit self kan hanteer. Mense, nee. Jy los dit dat God self besluit, en dit hanteer soos God daarop besluit. Jy het twee keuses hoe om dit te hanteer in jou lewe. Jy elke keer wanneer jou knoppie afgaan, kan jy soos twee bokke wees wat kop staan. En dit raak 'n oog vir 'n oog situasie. En soos julle gesien het by Samson, kan hy baie vinnig hand uitdruk. Dit word 'n baie vinnige groter ding as wat dit was. Partymal heeltemal oorboord. Of jy kan dit doen soos Paulus vir jou sê, anders. Wees anders. Stop en keer die ding by jou. Jesus het vir jou gekies en jou geroep om anders te wees. Tree terug. Gee ruimte, kom uit die pad uit, vertrou God, dat God dit sal hanteer, soos God daarom besluit. Amen.